Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Ons vertrou dat jy 'n heerlike nag se rus gehad het, dat jy vars verkoop en nie opgestaan het. Nou dit is darm Vrydag en ou sien bietjie uit na die naweek om so bietjie net ou se kragte te herwin vir die week wat voorlê. Mag die Here vir u ook baie ryklik seën. Nou vanmôre gaan ons bietjie stil staan daar by Matteus die 13de hoofstuk en ons gaan bietjie kyk na hierdie paar versies daar in vers 47 en verder. Nou dit gaan oor hierdie gelykenis wat die Here Jesus vertel het. Dis die gelykenis nou wat eintlik volg op die gelykenis van die verborgde skat en dan ook die man wat die kosbare parel gesoek het. En dan sê die Bybel vir ons in vers 47 van Matteus 13: Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaar bring. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in 'n vuurhoond gooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou vriende, die gelykenisse is aardse stories met 'n hemelse betekenis, maar ook 'n baie duidelike boodskap vir my en vir jou vir die hier en vir die nou. En baie keer vra mense my en baie keer stuur hulle boodskapies of mense is net nuuskierig om te weet wat beteken van hierdie getuienisse. En ek wil vir u sê, meeste van hierdie getuienisse verklaar homself en as ou die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons hoe wonderlik die Here ook deur hierdie eenvoudige stories vir ons dan kosbare waarhede deurgee. Nou in hierdie gelykenis sien ons die eenvoudige verklaring van wat die Here sê van die slegtes en die goeies, die gereddes, die ongereddes, die deel wat by hom gaan wees in sy heerlikheid in die hemele en die deel wat dan ook vir ewig verlore sal gaan. En wat bedoel dit en wat beteken dit en wat wil die Here vir ons daardeur leer en waarom gebruik die Here dan hierdie praktiese illustrasie van 'n visserman wat sy net uitgooi in die see en van elke soort bymekaar bring? Ek dink ons moet wegval deur eers hierdie elke soort vir u dan te verklaar. Nou vriende, in die tyd van die Here Jesus, voor die tyd van die Here Jesus, na die tyd van die Here Jesus tot vandag toe, is daar maar onderskeid wat getref word tussen mense, tussen groepe en elkeen dink baie keer dat hy beter is as die ander ene. Nou in die tyd van die Grieke vriende was daar hierdie onderskeid tussen die Grieke en die barbare. Die Grieke het gedink hulle is beter as ander en die ander het hulle beskou as barbare. Hulle het onderskeid getref tussen slawe en vrymense en dan het hulle onderskeid getref tussen mense wat sogenaamd slim is of intellektueel sterk is en ander wat so bietjie benede hulle was wat die intellek aanbetref. Nou dit was nie net die Grieke wat onderskeid getref het nie vriende. As ons so bietjie gaan lees, dan sien ons selfs in die tyd van die Romeine was daar geweldige onderskeid wat getref was tussen die Romeine en enige ander burger. Hulle het gereken dat die Romeine, en as jy 'n Romeinse burger was, dat jy 'n stappie bo die ander was, kop en skouers bo ander uitgestaan het. En dan was die Jode eintlik maar die kersie op die koek. Die Jode het baie onderskeid getref. Hulle het onderskeid getref tussen die Jode en dan die heidene, tussen die Jode en die Samaritane. Daar was onderskeid getref tussen man en vrou, dat die man miskien bietjie belangriker is as die vrou. Daar was onderskeid gewees tussen die wat die wet onderhou het en die wat nie die wet onderhou het nie. Dan was daar die wat die seremoniële wette onderhou het en so kan ek 'n lang lys vir u deurgee van die onderskeid wat daar gemaak is. En Jesus kom en hy vertel eintlik hierdie gelykenis deur vir die Joodse gehoor, die skare wat geluister het na hom, die mense wat gevolg het, die Joodse geestelike leiers te sê, luister, my koninkryk sal vol wees van mense uit elke nasie, taal, volk en stam. So baie duidelik, in hierdie net was daar van elke soort gewees. Daar was swart, daar was wit, daar was Indiër, daar was Asiër, as ons dit nou in hierdie taal aan u moet verklaar. Ons beleef 'n tyd, vriende, waar daar geweldig baie godsdienstige groepe is wat sê, godsdiens en Christus is gereserveer vir my en my volk, vir my en my mense. Die blankes doen dit, die nie blankes doen dit, die Indiërs doen dit. Ag vriende, ons kan reg deur die wêreld gaan. Dit lyk vir my of die duiwel ons begin mislei het in die sin dat die Here gereserveer is vir 'n bepaalde bevolkingsgroep. As ons die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons dat die Here in die eerste plek gekom het vir die Jode. Dis baie duidelik, dis voor die hand liggend. Hy het sy verbond met Abraham gesluit in
Genesis die 12de hoofstuk, en dwars deur die Bybel sien ons dat die volk Israel baie duidelik as God se uitverkore volk na vore kom. Dis hulle wat die wet ontvang het, dis hulle wat hierdie besondere genade vir ons kom gee het, deur vir ons hierdie waarhede deur te gee. En die Bybel wat ons het, die Ou Testament in besonder, is wat alreeds in die tyd van die Here Jesus in gebruik was, en wat vir ons gegee was deur die Jode. Maar nou kom die Here Jesus baie duidelik, en omdat die Jode so half hoogmoedig was in hulle status en in hulle stand, en hulle gedink het dat al die ander mense in hulle oë eintlik maar niks werd is nie, kom die Here, en die Here sê, luister, my koninkryk sal Jode insluit wat gered is, maar ook uit elke ander nasie wat julle miskien vervloek en verag, sal daar mense in my heerlikheid wees. Want die Here kom en hy kom soek en red die wat verlore was. Nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, vriende, dat aan die einde van die eeue sal die Here dan daardie skeiding kom maak tussen die wat gered is en die wat ongered is. Ons sien vandag mense voor oë en ons dink, hierdie ou is gered en daai ou, ag nee, hy kan nie gered wees nie. En ons kyk na hierdie ou se klere en ons kyk na daai ou se baadjie wat hy aan het. En ons kyk na daardie een se huis en ons kyk na daardie een se kar. En ons kom en ons begin half hierdie oordeel vel oor wie is nou gered en wie is nie gered nie. Eerste plek, God weet wie is sy kinders. God weet wie sy uitverkoren is. God weet wie is die wat by die kruis kom kniel het en vergifnis van sonde ontvang het. Ek en jy kan dit sien in 'n minder of meerdere mate in die vrug wat mense dra, maar ons het geen reg om 'n finale oordeel te vel oor wie hemel en wie hel toe gaan nie. Daarom sê die Bybel, stry hard om deur die nou poort te gaan. Beteken nie ek moet werk vir my saligheid nie, maar hulle wat gered is sal met alle mag en mening vir die Here Jesus lewe en sal dan ook so sy naam verheerlik. So hierdie gelykenis gaan eenvoudig daaroor dat die Here mense red uit elke nasie, taal, volk en stam vir sy eer, vir sy koninkryk en tot verheerliking van sy naam. Aan die einde van die eeue gaan daar in die hemele mense wees, vriende, wat ek en jy miskien nie verwag het daar sal wees nie. En dit is die wonderlikheid van God se genade. En daarom lees ons in die heel laaste boek in die Bybel. Dis my so pragtige gedeelte daar in Openbaring die 5de hoofstuk. En as u so 'n bietjie deur die boek Openbaring lees, sal u sien, dis die boek oor aangaande die eindtye, waar die Here dan 'n einde kom maak het aan hierdie aardse bestel, en Johannes kry so kykie in die hemel oor wat aangaan, en ek lees gou vir u wat staan daar in Openbaring die 5de hoofstuk. Die Bybel sê vir ons daar in die 7de vers, hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Dit is my so wonderlik om te sien hierso, dat die Here die melding maak uit elke stam, uit elke taal, uit elke volk en uit elke nasie. En ek wil u aanmoedig, moenie as u vanmôre by u huis uitgaan, die evangelie reserveer vir 'n bepaalde bevolkingsgroep nie. As u miskien daar met die petterjoggie kan praat met hom, deel met hom oor die Here Jesus Christus. Daardie man by jou werk wat miskien die leier is, die een wat voorgaan. Onthou, hy is nie uitgesluit nie. Onthou net daardie armboemelaar, daardie man by jou sport, by die golfklub, of miskien daar waar jy jou sport beoefen, is nie uitgesluit nie. Verkondig die evangelie aan elke nasie, taal, volk en stam, en daardie net versamel almal, en die Bybel sê vir ons, dat van elke soort, uit elke nasie, taal, volk en stam, eendag by die Here in die heerlikheid sal wees. En dan die laaste vraag wat ek mee wil afsluit is, gaan jy deel wees van hierdie koninkryk van die Here? Baie keer is ons so besorg en ons is baie keer eintlik so krities teenoor mense en sê, ek wonder of daai man ooit in die hemel sal kom, en ek wonder of daai een ooit die Here sal sien, en daai een sal seker maar net so by die agterdeur inglip by die hemel, want kyk na sy of haar lewe. Die vraag is net, hoe lyk jou lewe voor die Here? Wat sien die Here in jou lewe as jy jou deure toemaak vanaand, en jy's alleenig, en niemand anders te sien jou nie? Is jy 'n kind van die Here,
Weet jy behoort aan die Here? Ken die Here jou en ken jy hom? En lewe jy so? Of ander jou sien of hulle jou nie sien nie, dat jy God verheerlik. Mag die Here ons genade gee, is 'n eenvoudige en eintlik 'n baie besondere vertelling van hierdie net wat ingegooi is, om vir ons 'n boodskap die Here te gee, dat die Here red uit elke nasie, taal, volk en stam. Mag die Here genade gee, dat ons getuies sal wees aan almal, en dat ons weet die Here sal red, en dat hy vir homself 'n kudde sal versamel, tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi naweek, tada.